Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Dis 'n voorreg vir ons hier in die middel van Mei om by mekaar te kan kom en die Here te eer in hierdie volgende uur. Waar ook al jy vandag is en die uitdagings wat jy dalk beleef, mag die Here vir jou vandag kom vrede bring. Mag hy sy woord vir jou oopbreek en mag jy weet sy teenwoordigheid is by jou. Kom ons neem 'n oomblik en bid saam en vra vir hom om hierdie dag te seën. Almagtige Here, dankie vir hierdie oomblik om erediens te kan hou, om U naam te kan aanroep en om te weet, Here, U is nie ver nie, U is God by ons. Here, mag ons in hierdie tyd ons aandag aan U wy en Here, mag U self met ons kom praat. Seën ons, Here, en wees U hier teenwoordig. Ons is lief vir U. Amen. Ons fotum vandag is 'n baie bekende gedeelte uit Psalm 18 uit vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in Hom verheug. Ek groet julle in die naam van die Vader, wat jou vanoggend laat wakker word het, wat asem in jou ingeblaas het. Ek groet jou in die naam van die Seun, Jesus Christus, hy wat elke dag saam met jou op reis is in jou lewe. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, hy in ons, wie ons lei en ons beskerm. Amen. Kom ons sing dan nou 'n baie bekende gebed saam, die Onse Vader. Kom ons vra vir die Here om hierdeur ons in die regte spasie in te bring, om vandag sy woord te ontvang. Kom ons sing saam. In 1871 tel 'n mediese student 'n boek op en hy lees 21 woorde wat sy lewe vir altyd verander. Hierdie student het hom oor baie dinge bekommer. Hy was bekommerd oor die eksamens wat hy moet deurkom, hy was bekommerd oor waarheen hy gaan, wat hy moet doen, hoe hy 'n praktyk gaan opbou en hoe om 'n bestaan van sy lewe te maak. En hierdie 21 woorde wat hierdie jong mediese student gelees het hom gehelp om die mees bekende dokter van sy generasie te word. Hy het die John Hopkins Skool van Medisyne ontwikkel, hy het professor van medisyne by Oxford Universiteit geword, die hoogste eer wat enige dokter in die Britse Ryk kon ontvang, en hy is tot ridder geslaan deur die koning van Engeland. Toe hy dood is 2 groot volumes van meer as 1400 bladsye oor sy lewe geskryf. Sy naam, Sir William Osler. En hier in die 21 woorde hoor ons wat sy lewe verander het. Die woorde van Thomas Carlyle, en ek lees dit graag vir ons saam vandag.
Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. In 'n toespraak omtrent 42 jaar later adresseer Sir William Osler die studente van Yale Universiteit en hy vertel vir die studente daardie dag dat hy eintlik maar middelmatige verstandelike vermoë het vir iemand van sy kaliber, maar dat hy kon leer, soos hy dit aan hulle vertel het, om in dagdigte kompartemente te lewe. Dale Carnegie vertel meer hieroor in sy eerste hoofstuk van die boek How to Stop Worrying and Start Living, maar die hart hiervan is dat ek en jy in die oomblik en vir elke dag sal lewe. Dat ons nie verwyd sal hê oor die verlede nie, dat ons nie sal bekommer oor die toekoms nie, maar elke dag, een dag op 'n slag sal neem, en dat ek en jy net sal kyk wat ons vandag kan vermag. Lewe in dagdigte kompartemente. Die dag van 'n mens se verlossing is vandag. Die mors van energie op psigiese en sanitergende stres en bekommernisse steel by jou die hier en die nou. Hiermee bedoel Dr. Osler nie dat ons geen voorsiening vir môre moet maak nie, maar hy noem ook in daardie toespraak dat die beste moontlike manier om vir môre voor te berei is om daarop te fokus om vandag se werk uitmuntend te doen. Vandag. Dis hoe jy voorberei vir die toekoms. Ons het vroeër met die Onse Vader, wat ons saam gebid het en saam gesing het, gehoor, dat ek en jy vir die Here moet vra, gee my vandag my daaglikse brood. En so het Dr. William Osler ook vir sy studente gesê, bid net dit, word wakker en begin jou dag so, deur vir die Here te sê, Here, gee ons vandag ons dag se brood. Onthou dat die gebed net vir vandag se brood vra. Dit kla nie oor die ou brood van gister nie, en dit is nie bekommerd en sê, dit was droog die laaste ruk, hoe gaan ek brood hê vir môre? Of, wat as ek my werk verloor, en ek kan nie brood vir môre bekostig nie? Nee, hierdie gebed leer ons om te vra vir vandag se brood alleen. Vandag se brood is die enigste soort brood wat jy moontlik kan eet. So fokus net daarop. Jare en jare terug, meer as 2000 jaar gelede, het 'n pennilose filosoof op 'n bergagtige terrein gewandel, terwyl die mense van sy tyd dit moeilik gehad het om 'n bestaan te maak. En eendag het 'n skare bymekaar gekom om hom op 'n koppie, en hy gee dalk die mees bekende en mees aangehaalde toespraak in geskiedenis. Hierdie toespraak bevat 26 woorde, wat oor al die eeue steeds oor vertel word. Dit is die bergrede van Jesus, en dit sluit die volgende in Matteus 6 vers 34. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. In Dale Carnegie se boek vertel hy dat die Engelse weergawe van hierdie vers oor die laaste eeue misleidend was. Die bekende King James version praat oor take no care or thought of tomorrow. Take no thought of tomorrow. En met hierdie vertaling van thought of tomorrow was kenners daarvan oortuig dat Jesus met hierdie woorde van hom dalk net besig was om in beeldspraak te praat of filosofies te redeneer. Ons moet mos nadink oor môre, het hulle vir mekaar gesê, en so het ons onsself begin oortuig. Ons moet vir die ergste voorberei. Ons moet versekering uitneem. Ons moet spaar vir ons aftrede. Ek moet beplan en voorkom in die lewe. En natuurlik is dit waar. Natuurlik moet ons beplan en voorberei. Ons moet selfs leer uit die verlede. Maar thought beteken nie in vandag se tyd wat dit toe beteken het toe koning James regeer het nie. In daardie tyd het hierdie uitdrukking meer op angstigheid gedui. Moderne weergawers van die Engelse Bybel vertaal hierdie Griekse woord eerder met anxiety. Met ander woorde, moenie angstig wees oor die dag van môre nie. Moenie veroorsaak dat môre jou angstig maak nie.
Die woord in die 53 vertaling wat gebruik word is kwel. Meeste ander Afrikaanse vertalings gebruik bekommer. En die Grieks van hierdie woord in Matteus is merim nesete en word vertaal met bekommer. Ons moet nie kwel of bekommer oor môre nie, want God sal sorg. Net so tongenetjies, die deel wat sê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad, of elke dag het genoeg moeilikheid vir homself. Hier in die Grieks is die woord vir kwaad of moeilikheid kakaya. Is dit nie ironies, dat dit so baie soos 'n ander Afrikaanse woord klink, soos wat ons ken vir moeilikheid nie. So kom ek en jy leer uit hierdie gedeelte uit. Kom ons leer om nie oor môre se moeilikheid nou al te bekommer nie. Kom ons lewe net vir vandag. Die boodskap weergawe van Matteus 6 vers 34 stel dit verskriklik mooi. En dit word in 'n vers gekombineer met vers 33. 'n Baie bekende vers, soek alleeers die koninkryk van God. Hoor wat staan hier in die boodskap, Matteus 6 vers 33. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. En dit is dan ook ons tema vir vandag. Leef vandag voluit vir God. Kom ons lees hierdie hele teksgedeelte saam in Matteus 6 vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Moet julle nie bekommer oor julle lewe nie. Moenie angstig wees oor môre nie. In vers 27 hoor ons, wie sal julle kan deur hom te bekommer, een el by sy lewe byvoeg. 'n El is 'n ou lengtemaat, ongeveer so lank soos 'n gemiddelde persoon se hand en voorarm. En die 53 vertaling lees, trouwens, wie sal julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Dit voeg nie 'n enkele stuk of 'n enkele uur of minuut of sekonde by jou lewe deur te bekommer nie. Inteendeel, moderne medisyne bewys eintlik dat deur jou te bekommer, jou lewe eintlik heel waarskynlik verkort. En dan hoor ons in vers 23, julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Hierdie spreek eintlik 'n stuk vertroue uit, dat ek en jy moet vertrou dat die Here weet wat ons nodig het. En dan treffend, vers 33, soek eers die koninkryk van God. Leef jy vandag voluit vir God? Verheug jy in hom, soos ons in die fotum in Psalm 118 gehoor het? As jy God eerste plek in jou lewe gee, beteken dit dat jy eerste aan hom dink as jy hulp nodig het. Dat jy hom ken in jou doen en late, in alles wat jy doen.
dat jy hom doelbewus kies en vir hom leef, dat jy gedurig in jou gedagtes oor hom dink, dat die dinge wat God in jou gedagtes laat oorheers vir jou belangrik is, en dat jy hom in alles dien en eer, dat jy sy liefde, sy genade uitleef in jou doen en late. Onthou hierdie boodskap weergawe van vers 33, stel God se koninkryk eerste, doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee, en los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg, leef vandag voluit vir God. Wanneer ek en jy dan kies om God eerste in ons lewens te stel, wanneer ons kies om vandag voluit vir God te leef, sorg hy vir die res. Dan begin ons al hoe meer raak sien hoe hy aan ons behoeftes voorsien en kom ons begeertes in lyn met sy wil vir ons lewens. Ons besef, ons kan maar net vir vandag leef en môre het genoeg probleme van sy eie. Om vir môre te beplan is baie goed, om oor môre bekommerd te wees is eintlik baie sleg. Dit mors tyd, dit steel vreugde en dit beroof God van eerste plek in ons lewens. Dan neem ons bekommernisse eerste plek in. Onthou Psalm 118 vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug. In hom. Vandag is die dag om voluit in Jesus Christus te lewe. So 'n laaste storie dan vandag uit Dale Carnegie se boek How to Stop Worrying and Start Living. As ons dalk sukkel met die praktiese uitvoering daarvan om net vir vandag te leef, kan ons hierdie storie onthou en kan dit vir ons voete kry, hoe ons dit prakties in ons lewe kan uitleef. Dale verstel 'n storie oor 'n oorlogveteraan en hoe hy gesukkel het met posttraumatiese stres na die oorlog en hoe hy oorweldig was met bekommernisse oor die dag van môre en hoe 'n dokter eendag vir hom raad gegee het oor 'n uurglas, die metafoor van 'n uurglas wat sy lewe verander het. En hy het vir hom gesê, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, daar kan net een sandkorreltjie op 'n slag deur die uurglas loop. En in vandag se tyd sien ek en jy nie meer baie uurglase nie, maar ek dink sommer aan die 30 sekondes uurglas of 30 sekondes glasie wat ons gebruik wanneer ons die bekende speletjie 30 seconds speel. En ek weet nie of dit so ook is met julle nie, maar as die ander span aan die beurt is, dan probeer ek sommer so met my vinger tik teen daai glasie. En ek hoop dat dit sal help vir daai korreltjie sand om vinniger deur die uurglas te loop. Maar maak nie saak wat ek doen nie, net een korreltjie kan op 'n slag deur die uurglas loop. En so kan ek en jy die lewe aanpak. So kan ons voluit vir God lewe, as ons dit een korreltjie sand deur die uurglas op 'n slag vat. Een dag op 'n slag, leef een oomblik op 'n slag, en onthou, God sorg vir die res. Lewe vandag voluit vir God. En vers 34 van Matteus 6, moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Kom ons los môre se probleme vir die dag van môre. Kom ons leef vandag voluit vir die Here. Amen. Here God, dankie vir die woord wat U vanoggend vir ons oopbreek, wat vir ons 'n stuk vrede en gerusstelling kan bring. Here, ons hoef nie oor môre te bekommer nie. Môre sal oor homself bekommer, maar meer as dit, U sorg vir môre. Help ons om op U te vertrou, Here. Help ons om dit een dag op 'n slag te neem. Help ons, Here, om vandag voluit vir U te lewe. Here, dankie dat U ons so lief het. Dankie vir die voorbeelde uit die natuur, van die voëls en die blomme en die gras in die veld. En Here, dat U, soos U daarvoor sorg, elke dag vir ons sal sorg. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U eerste plek in ons lewe wil neem. Help ons, Here, om nie eerste plek te bekommer nie,
maar in die eerste plek vir U te lewe. Dan sal U vir ons bekommernisse sorg. Dankie dat U ons lief het, Here. Ons is net so lief vir U. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings. In 'n week se tyd is dit Markdag. Ons is baie opgewonde om 24 Mei fees te vier en by mekaar te kom en hierdie dag ook te gebruik as 'n geleentheid om in die kerk te dien, om vir die kerk 'n geldjie bymekaar te maak, fonds in te samel sodat ons kerk kan wees. Hoe kan jy help? Gaan kyk gerus na ons bestanddelelys. Wat kan jy dalk bydra of skenk? Jy is ook welkom om 'n kontant bydra te maak wat ons met ons aankope kan help. En dan kan jy ook kyk na die voorafbestelling vorm en jy kan jou kos bestel. As jy nie self daar kan wees nie, kan jy jou kos kom oplaai tussen 10 en 11. Dankie vir elkeen wat al reeds betrokke is. As jy dalk 'n buitestalletjie wil hê, dis R600 vir 'n buitestalletjie en die wins is joune. Dankie vir elkeen wat by hierdie dag betrokke is. Ons sien uit na Markdag 2025 op 24 Mei. Ons begin alreeds om 9:00. Ons sien jou daar. Ons siekelys, gaan kyk gerus, verjaarsdaglys, gaan kyk gerus. As daar name is wat vir jou bekend is, wens hulle geluk, bid vir hulle. En help hulle om ook in die oomblik te leef en vir die Here te vra om te sorg en te voorsien vir 'n uitkoms vir hulle. En ek eindig dan vanoggend dat ons saam sing 'n baie mooi lied, soek alleeers die koninkryk van God. Mag ek en jy die Here soek in hierdie dag en hy sal sorg vir môre. Kom ons sing saam. Soek alleeers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek alleeers die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Wat julle Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Amen.